Alright, so ons gaan een keer elke maand, ons het besluit dat op ons nagmaal Sondag, die eerste Sondag van elke maand, dan skuif ons 'n bietjie fokus weg van ons studie deur Romeine. En die doel daarvoor is dat ons bietjie fokus op wat is disippelskap en hoe lyk disippelskap vir my en vir jou. So dis belangrik vir my en jou om elke nou en dan daarna te gaan kyk, en die rede daarvoor is, en ek het laasweek so vinnig genoem daarvan, is daar's ons 'n woord wat ek en jy moet besef is relatief belangrik vir my en vir jou. En dis die feit dat ek en jy moet rekenskap gee. Daai woord rekenskap is baie belangrik, en dis eintlik wat moet maak dat jy oplet in die klas as jy Sondag is. En as jy hierso op 'n kerk op 'n Sondagdiens sit en jy gee nie aandag nie, en die Here gaan iets van jou vereis, of hy gaan vir jou vra om rekenskap te gee, dan het jy 'n krisis, want jy kan nie dan sê ek het nie geweet nie. En so, as net vir info, as jy nou nie geweet het nie, ek weet nie almal, dis dalk nie 'n algemene ding nie, maar op jou oordeelsdag gaan jy 2 keer voor God gestaan word om geoordeel te word. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Die eerste keer, wanneer ek en jy voor God staan, dan oordeel hy, en die skeiding wat daar plaasgevind gaan word, is tussen die bokke en die skape, tussen gelowiges en ongelowiges. Wat beteken, as jy voor God gaan staan, gaan hy vir jou vra, is jy 'n gelowige ja of nee? En die enigste manier hoe jy gaan weet, is die bloed van Jesus tel oor jou lewe. Die eerste oordeel wat ek en jy gaan ervaar, is wanneer jy voor God staan, en jy gaan moet kan 'n rekenskap gee oor jou geloof. Is ek 'n gelowige? Die tweede keer wanneer jy voor God staan, in daai selfde asem staan jy voor God, en dan gaan jy moet rekenskap gee oor wat jy gedoen het op aarde. So as gelowige, wat het jy gedoen op hierdie aarde? Nou, as jy nou nie heeltemal my glo nie, ek gaan dit vir jou uit die skrif uitlees. En as ons praat van die eerste ene, die eerste oordeel waarna ons kyk ons na Johannes 3 vers 17 en 18. Nou ons almal ken Johannes 3 vers 16 baie goed. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wêreld nie verlore kan gaan nie, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Ons ken Johannes 3 vers 16. Vers 17 sê, God het immers nie die seun na hierdie mense wêreld toe gestuur om hierdie mense te veroordeel nie, maar sodat die mense deur hom verlos kan word. En hoor vers 18. Die persoon wat aanhou glo in hom, word nie veroordeel nie. Die een wat egter nie aanhou glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie geloof gekom het in die enigste seun van God nie. So daar is 'n een wat veroordeel word en een wat nie veroordeel word nie. Openbaring 20 gaan hom vir jou so definieer, en hy gaan sê, en as iemand se naam nie in die boekrol van die lewe geskryf staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Wat beteken? Jy gaan voor God staan, en as jou naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, as jy nie jou hart vir Jesus gegee het nie, as jy nie gekies het om hom te volg met alles wat in jou is nie, die skeidinglyn daar is, party ouens gaan hemel toe, en party ouens gaan hel toe. Dit gaan en is gebaseer op jou geloof in Jesus, die feit dat Jesus vir jou gesterf het en jou vrygemaak het om dan daai lewe te kan leef. Dis die eerste oordeel wat ek en jy beleef, maar dan moet ek en jy verstaan, so elke nou en dan praat die Bybel spesifiek van en in Engels noem dit die Bema seat, dit beteken die oordeelstroon van Christus. En een van die mees bekende gedeeltes wat hierna verwys is 1 Korintiërs 3, vers 13 tot 15, en hy sê, daar kom egter 'n dag wanneer die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal kom. So hierdie is wat jy gedoen het, nie jou geloof nie, dis wat jy gedoen het. En hy sê, want die vuurtoets sal dit bekend maak. Die vuurtoets sal elkeen se werk beproef of dit standhou. Die mense wie se bouwerk standhou sal deur God beloon word, maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word sal skade ly, alhoewel hulle self gered sal word, hulle sal egter wees soos mense wat op die laaste oomblik uit die brand gered word. So met ander woorde, daar's 'n oomblik wanneer jy voor God staan en hy gaan kyk na alles wat jy gedoen het. En dan gaan 'n vuur op daai werk wat ek en jy gedoen het geplaas word. En dan gaan baie van ons goeders dalk die vuur weerstaan, of dalk gaan baie van die goeders wat ons gedoen het net wegbrand.
en niks beteken nie. Dan sê hy, alhoewel die persoon self gered sal word, jy sal nog steeds in die hemel aankom, maar jy gaan soos 'n boemelaar wees. Nou, dis Jean se woorde. Nou moet ek wel sê, 'n boemelaar in die hemel is baie beter as 'n koning in die hel. So, vir wat dit werd is, maar die belangrike ding wat ek en jy moet verstaan, is daar gaan rekenskap vereis word van my en van jou. En een van die goeters, waaroor ek en jy moet rekenskap gee, is die groot opdrag. Ja, almal ken die groot opdrag. Ek sit dit hier op die skerm, Matteus 28 vers 19. Gaan dan, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan wat sê hy vir hulle? En dan sê hy, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So met ander woorde, gaan uit, maak disippels. Dis nie 'n vraag nie, dis nie 'n versoek nie, dis 'n opdrag. Dis wat van my en jou vereis word. Okay? So dis relatief straightforward. Dis nie net vir my nie, dis vir elkeen van ons hierso. So met ander woorde, oom Kobus, verstaan oom se opdrag is gaan uit, maak disippels van alle nasies. Paul, wat is jou opdrag? Gaan uit, maak disippels van alle nasies. Dis die ding, dis die hart. Oom Soon, wat moet oom doen? Gaan uit, maak disippels van alle nasies. Is dit nie? Ons moet gaan, Vanessa, wat is jou job? Gaan uit, maak disippels van alle nasies. Dis die hart. Ek en jy het nodig om te besef dat hierdie is ons werk. Hierdie is 'n vereiste van elkeen van julle. En as ek elkeen van julle name geken het, het ek vir elkeen van julle dit persoonlik gevra, want hier is die ding. Eendag staan jy voor God en jy moet rekenskap gee oor gaan uit, maak disippels van alle nasies en die vraag is, het ek dit gedoen? Jy moet rekenskap gee daarvoor. En so, wanneer ek en jy gesels oor disippelskap, is daar 'n rede. Daar is 'n rede dat ek hieroor praat, want dan gaan jy dalk sê, Here, ek het nie geweet hoe nie. Nou hierso is nou vir jou 'n geleentheid om te leer. So wens jy nie nou jy het by die huis gebly nie. Dis ek moet vir julle sê, elke nou en dan as jy kerk toe kom is amazing. Dis goed, jy tik dit af, jy voel goed, ek het kerk toe gegaan. Maar is die groot ding is wanneer ek en jy die Bybel oopmaak en ons dit ernstig opvat, dan besef ek en jy daar word 'n rekenskap vereis van my en van jou. En so dis die hart. En as ek en jy begin praat oor disippelskap en ek vra jouself, maar hoe doen ons hierdie goeters? Die belangrike ding is ons leer eers hoe om 'n disipel te wees voordat ons uitgaan om disippels te maak. En om 'n disipel te wees, die nommer 1 belangrike ding wat ek en jy moet weet, is dat ek en jy moet 'n dissipline kweek van ontdekking. Ek en jy moet 'n dissipline kweek in ons hart om meer te ontdek wie God is, wie Jesus is en wat hy vir my beteken in my lewe. Dis 'n dissipline om nie net te sê, okay, maar ek is happy met die inligting wat ek het nie. Dis ek kweek 'n dissipline om aan te hou ontdek wie is God. En wie is hy in my lewe? Nou toe ons in ons studie deur Johannes gegaan het, nou daar's van julle wat relatief baie in ons Johannes studie deurgewerk het. Daar's van julle wat net nou en dan daar was en dan's daar van julle wat eers onlangs bygekom het en nooit deel was van die Johannes studie nie. Maar in die Johannes studie, toe praat ek bietjie en ek het 'n paar plekke het ons afgebreek oor die identiteit van Jesus. En ek gaan nou nie vanoggend in detail deur al hierdie goedes gaan nie, maar as ek en jy vir onsself vra, hoe lyk hierdie ontdekking? En ons vra maar, hoe ontdek ek nuwe goed van Jesus? Dan lyk dit min of meer soos hierdie. Nou doen ek net 'n recap en ons van julle wat dalk 'n klokkie sal afgaan en sê, ek onthou daai, van julle is die eerste keer wat ek hiervan hoor. Maar hier is die groot ding. Jy's meer as welkom, ek dink ons het 70 Sondae spandeer aan die boek Johannes, so ek gaan nie in detail deur dit gaan nie. Maar as ek en jy deurgaan en ons begin met Jesus se identiteit. Die eerste ene waarna ek wil verwys is die hypostatic union van Jesus. Nou as ons gepraat het van die hypostatic union, dan praat ons van dat Jesus was 100% mens en 100% God. So met ander woorde, Jesus in sy goddelikheid, ten volle God, het gekies om mens te word. En op aarde was hy beide 100% God
en 100% mens. Nou dis baie moeilik om vir my en vir jou om hierdie te verstaan, want daai wiskunde maak nie sin nie. Maar dis belangrik om te weet dat alhoewel Jesus God was, toe hy op aarde was, het hy homself toegelaat om te doen en te sê en te weet net wat die Vader hom toelaat om te doen en te sê en te weet. So in Jesus se volle goddelikheid is hy God, hy kan alles doen, hy kan enigiets sê en hy weet alles. Alomteenwoordig, hy is almagtig en hy is alwetend in sy goddelikheid. Maar as mens het hy homself beperk om te doen net wat die Vader wil hê hy moet doen en om te sê net wat die Vader wil hê hy moet sê. 'n Voorbeeld wat ons kan gebruik, Matteus 24, praat Jesus van die wederkoms. En hy praat eers oor die einde van hoe alles gaan lyk en hoe dit gaan wees, en dan kom hy op 'n stadium en dan vra sy disippels vir hom, hoorie, maar wanneer gaan hierdie dae gebeur? Dan ken jy nou die antwoord. Die antwoord is geen persoon weet nie. Selfs nie die engele nie. Selfs nie die Seun weet wanneer hierdie gebeur nie. Net die Vader weet. Dis iets wat ek en jy moet verstaan, dat dis asof ons amper al vir die prentjie het van God is bo Jesus, maar dis nie die geval nie. In Jesus se menslikheid het hy homself beperk in hoe hy inligting gekry het. En in daai oomblik was dit nie bekend vir hom nie. En as ek en jy gaan kyk in Handelinge 1 vers 6, nou het Jesus klaar gesterf, klaar opgestaan, en hy's reg om hemel toe te gaan. Hy's nou klaar in sy verheerlike vorm. Hy gaan deur mure, hy beweeg waar hy wil, partykeer herken mense hom, partykeer herken mense hom nie. Nou lyk die situasie anderste, en in Handelinge 1 vers 6 kom sy disippels en sê, Jesus, is hierdie nou die tyd? Is dit nou dat U Israel weer gaan herstel soos dit hy moet wees? En nou is dit nie skielik meer die antwoord wat hy gegee het in Matteus 24 nie. Sien, Matteus 24 sê niemand weet nie. Julle weet nie, engele weet nie, die Seun weet ook nie. Hierdie oomblik antwoord hy anders en hy sê dit is nie vir julle om te weet wanneer hierdie dinge plaasvind nie. Skielik het dit anders gelyk. So ek en jy moet verstaan dat wanneer ek en jy praat van Jesus en ons praat van sy hypostatic union, wie was Jesus? Jesus as mens, dan weet ons hy was 100% mens en 100% God gewees. So dis wat ek en jy verstaan, as ek en jy tyd vat en ons borstel die Bybel en ons wil ontdek wie is Jesus. Die tweede ding waarna ek en jy gaan kyk is ons kyk na wanneer Jesus na homself verwys as die seun van die mens. Wat beteken dit? Baie ouens sal dit gebruik as 'n gedeelte om te kan sê, maar Jesus het nooit gesê hy is God nie. Hy sê dan hy is die seun van die mens. En die verwysing wat ons hierna gaan gebruik is Daniël 7. Nou die oomblik wanneer ek en jy kyk in die Ou Testament, paar ouens word verwys na die seun van die mens toe, maar daar is een term wat spesifiek uitgesit is vir die seun van die mens wat ons in Daniël 7 lees. En dis hierdie einste Daniël 7 wat vir ons die prentjie gee van hoekom Jesus homself die seun van die mens noem. En as jy jou Bybel het, kan jy soontoe blaai Daniël 7 vers 13. En hy sê hierso, kyk met die, en hierdie is nou net terwyl ek vir jou sê, hierdie is 'n visioen wat Daniël sien. En hierdie visioen sien hy die volgende. Hy sê, kyk met die wolke van die hemel met die wolke van die hemel was iemand wat aan die kom is soos die seun van die mens. So met ander woorde, op die wolke kom iemand soos die seun van die mens. Vers 14. Aan hom is die heerskappy, eer en koningskap gegee. Alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie verby sal gaan nie en sy koningskap is sodat dit nie vernietig sal word nie. Wat beteken hierdie einste seun van die mens kom voor God en God gee vir hom al die eer en al die tale en nasies en volke begin hom aanbid en hy gee vir hom 'n koninkryk wat nie verby sal gaan nie. So wanneer Jesus na homself verwys as die seun van die mens, dan dink ek en jy aan Daniël 7, hierdie seun van die mens wat voor God staan, wat sy werk verrig het op aarde, wat die funksie vervul het om mens te word, maar dan voor God staan en aan hom word alle eer gegee. En as ek en jy Jesus se identiteit wil gaan ontdek en wie hy was, dan is dit wat ons begin agterkom.
Volgende ding, as ons praat van Jesus as eersgeborene. Nou hierdie is vir my en vir jou baie keer as jy nie tyd maak om hierdie ding deur te dink nie, voel hierdie vir ons vreemd, want weer eens, ek en jy dink aan ek het 'n eersgeborene en dit is my dogtertjie wat 5 jaar oud is, en dan het ek 'n tweede geborene en dis my dogtertjie wat 3 jaar oud is. En jy dink aan vanuit God uit was daar 'n eersgeborene gewees en dan moet daar nog volg, want dis mos maar wat dit mos vir ons moet beteken. Maar sien hier is die ding, is ek en jy lees ons Bybel in of Afrikaans of Engels en ons lees nie dit in die Grieks nie en ons verstaan nie ons Grieks nie. Nou as ek nou wil sê, kom ons gaan bietjie nader aan wat ons kan verstaan aan Grieks. Ek dink die Engels 'n bietjie meer 'n afgeronde weergawe van dit. Bloot oor dit Afrikaans wat ek van weet is baie limited. Ek praat Afrikaans, maar ek praat net brakpan Afrikaans. So met ander woorde, as dit kom by die groot Afrikaanse woorde, is ek nie daar nie. Maar as ek gewoonlik lees in die Afrikaanse Bybel, dan praat hy van Jesus as eersgeborene. In Engels gebruik hy partykeer 2 verskillende woorde. Hy sal sê the only begotten, so dis die eerste een wat ek gekry het, of in die ander plekke praat hy oor 'n firstborn. Nou die oomblik wanneer ons praat na 'n firstborn of 'n eersgeborene, die Griekse woord wat daar gebruik word, is prototokos. Nou prototokos beteken dat dit is iemand wat eerste is in rang en eerste is in status en iemand wat die reg het tot erfenis. Wat beteken alles wat die Vader besit behoort aan die Seun. En so die konsep van eersgeborene is nie van oorsprong nie. Dit praat nie van Jesus se oorsprong was eersgebore nie, maar in terme van sy rang is hy heel bo alles. In terme van sy status is hy heel bo alles. In terme van sy erfenis, alles wat aan die Vader behoort aan Jesus. En dis van daai woord eersgeborene van praat. Die oomblik wanneer ek en jy gaan praat, en is veral in Johannes 3 vers 16, dan gebruik hy nie meer prototokos nie, hy gebruik, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun, hierso praat ons nou van his only begotten son, hier praat ons nou van 'n ander Griekse woord, en hierdie Griekse woord is monogenes. Monogenes beteken eerste of heeltemal anderste in uniekheid. Met ander woorde, daar is nie een soos hy nie. Met ander woorde, die oomblik wanneer ek en jy praat van Jesus as eersgeborene, is dit nie in die konteks wat ons verstaan nie. Ons praat hierso van Jesus as uniek, heeltemal anderste, eerste in rang, eerste in status. Alles wat die Vader het, behoort aan die Seun. Die identiteit van Jesus as eersgeborene. Prototokos en monogenes beteken dat hy is soveel anderste as wat ons dink. Dan die volgende ene waarna ons gaan kyk, as ek en jy gaan kyk na Jesus en wie hy is, kyk ons na Jesus as skepper. Dit beteken dat ons dink aan Genesis 1 en ons dink God het geskep, en dan word die vraag, maar waar was Jesus dan in die hele proses? En as ek en jy Johannes 1 gaan lees, dan sien jy dit in Johannes en Kolossense 1, en ek lees spesifiek vir julle Kolossense 1, en dit bly vir my ongelooflik 'n mooi gedeelte. Hy sê die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene, prototokos, oor die hele skepping. Wat deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte is, owerhede of gesagvoerders, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou hy alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Met ander woorde, in hom en deur hom is alles geskep. So as ek en jy praat van die hypostatic union, praat ons van Jesus as mens en as God. As ons praat van Jesus as seun van die mens, dan praat ons van aan hom wat gegee is al die heerlikheid, al die eer. Almal sal buig voor hom. Wanneer ek en jy praat van Jesus as die eersgeborene, dan praat ons hierso van eerste in rang, eerste in belangrikheid, heeltemal uniek bo alles.
En as ek en jy praat van hom in sy skepping, dan praat ons van alles is vir hom en deur hom geskep. In die begin. Johannes 1 vers 1, hy sê, in the beginning was the word. In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. En in hom en deur hom is alles wat gemaak is, geskep. So met ander woorde, die skepping het ontstaan in hom en vir hom. Die oomblik wanneer ek en jy praat van Jesus as God, nou praat ons van God drie-enig. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En die oomblik wanneer ek en jy begin praat van Jesus as God, nou gaan kyk ek en jy deur die boek van Johannes, en dis wat ons nou 'n paar keer raak gesien het. Daai Griekse woorde wat ons gesê het, Jesus verwys na homself as ego eimi, wat beteken, ego beteken ek is, en eimi beteken ek is. En 7 keer maak Jesus die stelling van ego eimi, ek is. Wanneer hy sê ek is die brood, ek is die deur, ek is die skaapwagter, ek is die wingerd. Elke keer wanneer hy hierdie stellings maak, gebruik hy die woorde ego eimi, ek is, en dit verwys na Eksodus 3 toe, waar God in die brandende bos homself bekend maak aan Moses. En hy sê, Moses vra, Here, maar wie is u? Dan sê hy, ek is. En teen die tyd wanneer ons Jesus sien, verwys na hierdie stellings in Johannes 8, dan maak hy die stelling voor die Fariseërs, dan sê hy, voordat Abraham was, ego eimi, was ek die ek is. En toe hy dit sê, toe tel hulle klip op en hulle wil hom doodgooi, want hulle besef, Jesus stel homself gelyk aan God. Dis Jesus in sy identiteit. As ek en jy tyd maak om te ontdek, wat sê die woord? As disippels is dit ons verantwoordelikheid om 'n dissipline te kweek van ontdek. Wie is Jesus? Nou hier is die storie wat ek en jy vir onsself moet vertel. Nou as ek en jy praat van stories, is daar 3 vlakke van 'n storie hoor en verwerk. Nou, ek gaan dit vir jou op die skerm sit om dit vir jou maklik te maak. Die eerste ene is informasie. Nou die oomblik wanneer ek en jy kyk na informasie, dit stimuleer ons intellektueel, maar op die einde van die dag is ek en jy 'n passiewe observeerder. Jy het nie baie emosie in informasie nie. So ek gee vir jou inligting, jy sit, jy verwerk die inligting, dit stimuleer jou dalk, maar dit gaan nie baie diep nie. Die tweede ding waarna ek en jy kan kyk is demonstrasie. So hoe gaan ons hierdie ding vat, hierdie inligting vat, en hoe gaan ons hierdie ding nou begin verwerk? En die oomblik wanneer ons dit begin doen, dan begin ek 'n koneksie maak met 'n storie, en ek begin 'n abstrakt storie vat, en ek maak dit meer persoonlik, of meer lewendig in my lewe, en skielik begin ek reflekteer op die storie. Dan die derde ene waarna ons gaan kyk is transformasie. Dis wanneer ek vanaf 'n observeerder beweeg na iemand wat partisipeer, iemand wat deel word van hierdie storie. Dis nou iemand wanneer ek toelaat dat verandering plaasvind in my lewe. Kom ek gee 'n voorbeeld. Ek hou dit hier op die skerm. Ek vertel my kinders 'n storie. Die storie gaan oor 'n oom wat gaan visvang het. Nou hierdie is een van ons veeverhale wat in 'n boek inkom, en dis baie bekend, maar die oom gaan en hy gaan vang vis. Hy vang 'n vis en hy vang 'n goue vis, en hierdie goue vis kom en sê, asseblief meneer, asseblief moet my nie eet nie. Ek sê vir jou, enige wens wat jy vra, laat waar word. Nou sê die oom, okay, hoorie, ek weet nou nie lekker wat om te vra nie, ek dra nie die broek in die huis nie, Jean se weergawe, ek gaan net my vrou gaan vra, waarvoor moet ek gaan wens? Dan sê die visie, dis reg, ek wag vir jou. Dan gaan hy nou en hy gaan vra sy vrou, en sy vrou sit by hierdie ou afgevalle huisie, pandokkie, wat sy nou by sit, en hy vra vir hom, waarvoor moet ons wens? En sy sê, gaan wens vir 'n beter huis. Dan gaan hy nou terug af, en hy roep die visie, en hy sê, visie, ek dink my vrou wil 'n baie mooi huis hê. En dan sê hy, so gevra, so gedoen. En dan draai die oomie terug, en hy gaan daar sê, en so waar, hier staan daar 'n pragtige huisie. En sy vrou is relatief bly vir 'n paar dae. En dan stuur sy hom terug en sê sy, nee, wag. Ek seker daai visie kon beter doen. Ek seker daai visie kon vir ons 'n kasteel gegee het. Nou gaan hy terug af en nou gaan vra hy vir die visie, asseblief, gee vir ons 'n kasteel. Sê die visie, so gevra, so gedoen.
Dan gaan hy terug en so waar. Hier staan 'n kasteel en sy vrou is happy vir 'n paar dae. Dan sê sy nee, hierdie kan hoe beter wees. Ek soek 'n paleis. Ek soek 'n troon en 'n kroon en alles wat daarmee saamgaan. Gaan vra die visie en die oom raak nou bietjie ongemaklik want joh, hy's nou nice. En hy kan nou nie glo as nou hierdie visie nou nog weer gaan vra nie. En nou gaan hy terug en hy gaan vra visie, "Ai, skus jong, jammer ek pla jou weer. My vrou wil graag 'n paleis hê." Sê die visie, "Dis reg. So gevra, so gedoen." Dan gaan hy terug. Sy vrou is happy. Vir hoe lank? Vir 'n paar dae. Sy is weer happy vir 'n paar dae en dan daarna dan besef sy maar sy kan meer kry. En dan gaan hy so ver dat sy sê, "Maar sê vir die visie, ek wil self God wees." Dan gaan die oom terug en hy weet nie waar om sy kop in te steek nie en hy gaan sê daai visie, "My vrou wil graag God wees." En hy sê, "Nee, sy gaan te ver, maar wat sy verdien sal sy kry." En dan gaan hy terug en dan daar sit sy vrou voor die einste pandokkie waar sy heel eerste gesit het. Alles verloor wat sy gehad het. Inligting, informasie. Gee vir die storie. Storie is soos, dit stimuleer my, slag 'n bietjie, maak dit bietjie dramaties. But that's it. Daar's niks regtig 'n impak wat plaasvind nie. So ek vertel my kinders hierdie storie. Maar nou is die belangrike ding ek moet nou vir hulle demonstreer om te verduidelik hoekom vertel ek vir hulle hierdie storie. Hierdie storie gaan oor iemand wat nie vergenoegd is nie. Iemand wat altyd jaag vir iets beter. En as jy dink jy jaag vir iets beter, is daar altyd nog iets beter waarna jy kan jaag. En hoe meer jy jaag vir hierdie ding, gaan jy eendag op 'n punt kom en jy besef jy het eintlik niks nie. So nou sit ek 'n storie en nou skielik besef jy, okay, harde storie. Nou begin hy bietjie meer reël word, want dan besef ek, miskien moet ek reflekteer. Is ek dalk hierdie tannie? Is ek dalk op 'n plek waar ek agterkom dat ek vra vir goeders en ek is nooit happy met dit nie, of wanneer ek dit kry is ek happy vir net 'n paar dae. Nou wat gebeur, nou is ons by die etenstafel. Ek soek nie hierdie kos nie. Ek gee vir hulle 'n speelding. Ek soek 'n ander speelding. En skielik begin ek nou sê, wow, wat het gebeur met die tannie en die goue vis? Nou begin hierdie ding transformasie. Nou besef hulle, oepsie. Ek wil nie daar wees nie en skielik besef ek, nou moet ek dankbaar wees. Transformasie het plaasgevind. Ek het nou skielik anderste opgetree op grond van informasie en toe 'n demonstrasie en nou word hierdie ding real life en dit verander hoe ek optree. Hier is die ding. Dis wat ek en jy doen met die Bybel. Dis die realiteit wat ek en jy doen met die Bybel. En as ek nou vir jou gesê het, ek het nou saam met jou 5 goeters deurgegaan wat Jesus se identiteit vasgemaak het. Nou as ek en jy wil gaan praat oor God se natuur, nou ek sit dit vir julle op, sommer al 5 punte. Maar as ek vir jou praat van God se natuur, dan praat ek nou van Jesus ook as God, so as ek verwys na Jesus, praat ek van hom in sy godheid. Maar dan sê ek vir jou dat God voorsien, God beskerm, God verheug homself, God sien en God aanvaar. Hierdie is 5 van baie goeters wat plaasvind van wie God se natuur is. Nou gaan ons deur dieselfde proses. En ek het nie tyd om deur al 5 te gaan nie, maar ons vat net die eerste een. En ek gee vir jou informasie. Die informasie is Matteus 17. Op 'n stadium kom daar mense uit die tempel uit en hulle stap na Petrus toe en hulle sê vir Petrus, Petrus, betaal jou leermeester nie tempelbelasting nie? En hy sê, nee, hy doen. Ek organise nou vir julle. Hier is nou Jean se parafrase, so asseblief gaan nou nie soek dit woord vir woord nie. Maar nou kom hy op 'n stadium na Jesus toe en nou net voordat hy sy mond oopmaak, begin Jesus al praat met hom. En hy praat oor wat doen hierdie ouens en waarvoor vra hulle geld en al die goeders, maar dan sê hy, voordat Petrus nog verdere woord kan sê, ons sê, Petrus, gaan af see toe, gaan vang 'n vis, en die eerste vis wat jy vang binne in sy mond sal daar 'n muntstuk wees. Vat daai muntstuk en gaan betaal jou en my tempelbelasting. Informasie. Nou vat ek en jy en ons hoor die storie en ons sê, yes, dis 'n amazing story. Ek wens ek kan ook daai visse vang. Ek sal konstant vis vang. Dit sal amazing wees. Dis informasie. Nou kom ek en ek verwerk vir jou daai informasie en ek sê vir jou dat God se hart is om te voorsien.
En ek wil self vir jou sê dat as jy op 'n punt kom en jy ontduik SARS, want jy dink dat hulle vat te veel geld en jy wil kontant bedryf, dan sê ek vir jou dat moenie jy worry oor jou voorsiening, want Jesus, God sal voorsien, selfs al moet jy jou belasting betaal. Dis die hart, dis God se natuur in wie hy is. Skielik trek daai ding nou hartsnare in jou hart. Ek reflekteer nou. Die verskil is, ek wat Jean is, kan vir jou inligting gee en ek kan dit vir jou demonstreer. Transformasie moet jy self toepas. Ek kan dit nooit vir jou doen nie. Al wat ek vir jou kan sê is, ek het al gesien hoe die Here voorsien het in my lewe. Ek het al gesien en beleef waar die Here keer op keer finansiëel wat ons gedink het, maar ons kan nie nou, ons het geen uitweg nie. En hoe die Here deure oopgemaak het, en ek het dit nooit vir mense gesê nie, nooit enigiets sê, en skielik het die Here voorsien. En skielik het God se voorsiening vanaf inligting na demonstrasie, na transformasie in my hart plaasgevind. Dit het my lewe verander. Ons kan nie net leef met inligting nie. Jy kan nie net kerk toe kom, dat ek vir hierdie goedertjies afbreek, en dink, dis oulik, kom ek reflekteer en gaan huis toe, en ek worry nie môre wat daaroor aangaan nie. As ons Matteus 28 vers 19 tot 20 lees, dan lees ons dit nie soos inligting, en nou kan ek op my kop spring en kumbaya sing en alles doen wat ek nodig het om jou opgewonde te maak oor disippelskap. Maar ek sê vir jou, dit moet transformasie begin, die woord moet transformasie begin wees in ons lewens, en totdat Jesus en wie hy is, sy identiteit en sy natuur en sy karakter nie begin transformasie doen in my lewe nie, gaan jy nie anders te leef nie. Gaan ek nie anders te leef nie. Gaan jy nie anders te praat nie. Jy gaan nie jou finansies anders te hanteer nie. Want inligting doen niks. Demonstrasie maak jou net reflekteer, maar dit verander niks. Dis wanneer Jesus begin reël word, wanneer hierdie stellings begin dieper word, en hier is die ding, is deel van disipel wees, beteken dat ek en jy moet 'n dissipline kweek van ontdekking, ontdek wie hy is, nie net in die inligting of die inligting nie, nie net dit verwerk om sy natuur raak te sien nie, maar om hierdie te beleef in my lewe. Dis die hart. Dis die hart, en so as ek vir jou gaan weer vir my terug na vorige ene toe, so as ek vir jou vra, ken jy God as voorsiener? Ken jy hom as een wat beskerm? Besef jy dat God verheug homself oor jou? Besef jy dat God sien jou? Besef jy God aanvaar jou? Want hier is die realiteit, ek kan 200 karaktereienskappe van God daarop sit, en as dit inligting is, gaan dit altyd net so diep bly. Demonstrasie gaan maak dat ek dalk my hart roer vandag, maar môre is dit weer verby. My vraag is, ken jy Jesus? Ken jy sy natuur? Weet jy wie hy is? Want dis die realiteit. Ek en jy word geroep om hierdie te kweek in ons lewens. Nou word die vraag, Jean, hoe doen ek dit? En nou sê ek vir jou, ek het nou nie vir jou al jou antwoorde nie, ek weet net, na baie jare het 'n mens al 'n paar goeters beleef, en een van die goeters wat ek wel beleef het, is as jy hierdie ding alleen traai doen, groei jy baie stadig. Jy kan groei, baie mense groei nooit, baie ouens stagneer, en hulle eindig by demonstrasie, dat ek reflekteer bietjie daaroor, maar ek word nooit regtig waar dieper in my lewe gesit nie. Ek het nooit 'n dissipline van ontdekking nie. En die meeste tyd wanneer hierdie goeters groei in ons lewe, is in klein groepe. Is wanneer jy en 'n paar ander mense om 'n tafel sit, en ons het 'n gesprek, en nou skielik vra ek 'n vraag, want ek is onseker, en nou is jy ook onseker, en ons almal is onseker, dan bel ons vir Jean. Dink jy een van die kere is, daar was een keer 'n klein groep wat my gebel en gesê, Jean, ons sit al vir weke en ons kry nie die antwoorde nie, asseblief kom gesels met ons. Dat die mense die hele dag net sit en saam met hulle hierdie goeters werk, en net sê, maar hoe kan ons hierdie goeters vat en deel maak van ons lewens? Dis die hart.
Dis die hart dat ons vat en ons verwerk hierdie inligting en dan as ons uitstap, dan kan jy nie nou sê, "Jesus, maar ek was nou hierdie week gekonfronteer oor hoe ek my SARS hanteer en dan volgende week net aangaan soos ek lus het nie, maar nou het jy 'n klein groepie." En nou sê daai persoon vir jou, "Hoorie, hoe gaan dit met jou SARS goed?" En skielik besef ek, ek gaan nie goed moet toepas. Ewe skielik is ek nou verantwoordbaar teenoor iemand. As jy nou sê, "Ek gaan elke liewe oggend." Hoeveel van ons het nou al gedoen? Elke oggend 5:00 gaan ek vroeg opstaan, ek gaan my Bybel lees. 3 dae. Dan snoes ons. Okay, nee, wag, 5:30. Okay, nee, wag, 6:00. Okay, wag, ek sal eerder vandaan draai. Nou bel jy jou vrou en jy sê vir haar, "Hoor hierso, ek weet jy's by die werk, sorry. Ek sê net môreoggend ek en jy pipe bells. 5:00. Vra die een die ander een, is jy reg, dat ons opstaan?" En jy sleep jouself uit daai bed uit, maar daar's iemand wat jou verantwoordbaar hou. En die oomblik wanneer jy dit doen met 4 mense, 6 mense, mense om jou, skielik begin hierdie goeters lewe in ons harte. Skielik begin ons 'n gesprek hê oor hierdie goeters. Ek en jy moet rekenskap gee. Hoor gou mooi, nie aan Zaan nie. Ek kan nie worry of jy disipelskap doen of nie. Jy kan daarmee aangaan en nooit vir my sê van enige disipel wat jy ooit maak in jou lewe nie. En jy gaan brag daaroor. Ek gaan rekenskap moet gee vir 2 goed. Het ek disipels gemaak? Ek wat Zaan is? En het ek jou geleer om dit te doen? Jy gaan moet rekenskap gee. Het ek die inligting gekry, Here? En het ek dit toegepas? En hy gaan verby alles kyk na ons harte. So is die realiteit, julle. Ek en jy kweek 'n dissipline van ontdekking om 'n disipel te wees, om te weet wat dit beteken om 'n disipel te wees. En hoe meer ek dit ontdek, hoe meer ek hierdie goeders vat en deel maak, transformasie in my lewe, sal ek sien hoe groei hierdie goeders in my lewe. En teen die tyd wanneer ek weet wat 'n disipel is, sal jy sien dit gaan dit natuurlik kom om disipels te maak. En dis die hart. En so dis ons hart, dis hoekom ons 1 keer 'n maand ons fokus sit op hierdie. Hoe lyk hierdie einste disipelskap vir my en vir jou? En so as jy graag wil deel wees van 'n klein groepie. En jy sê eers, "John, ek is altyd skepties want julle het 'n klomp weirdos wat by mekaar kom, is weird mense." En ek weet nie lekker nie, ek is nie lekker opgewonde oor hierdie goeters nie. Ek sê vir jou, mense groei ver beter in groepe. Jy kan groei alleen. Jy's net baie versigtig om net so diep te groei en eendag voor die Here te staan en sê ek het nie geweet nie. Want jy was vandag in die diens en jy het geweet. Dis die hart. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd te kan maak in die woord. Here, ek wil bid dat U iets in ons harte sal vasmaak om 'n dissipline in ons hart te kweek vir hierdie einste ontdekking. Ek bid, Here, dat in ons harte, in ons wese, dat ons al hoe meer sal ontdek wie U is. Dat ons in ons wese sal besef, Here, dat U het ons gemaak, U het ons gesien, Here, ons ken die natuur en ons leef hierdie goeders, ons dit begin uitleef met alles wat in ons is. Here, ek wil bid dat ons sal besef dat ons moet verby informasie en demonstrasie groei. Here, sodat ons op 'n punt kom wat hierdie woord ons lewens sal transformeer. En ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen.